Die derde ding wat gebeur toe Jesus sterf, is die aarde bewe en die rotse bars uitmekaar uit. Hulle sê selfs die vloer van die tempel het gebreek. Ek het al baie keer gewonder hoekom het dit gebeur. Is dit toevallig? Gebeur goed toevallig wanneer God in beheer is? Nee. Toevallig beteken eintlik toeval die lig. Die aarde bewe. Vir 'n oomblik verlaat God hierdie wêreld. Jesus sê, my God, waarom het U verlaat? En in daai oomblik wat hy sterf, begin die aarde te skud. Weet julle, ek wil vanmôre vir julle sê, is dit nie maar 'n teken dat die aarde nie sonder God kan bestaan nie. Dat die aarde op daai oomblik besef het, maar die een wat my gemaak het, die een wat my aan mekaar geweef het, is weg. En nou het ek nie meer standvastigheid nie. Rotse bars uit mekaar uit. Dis 'n ongehoorde ding. Wanneer bars rotse uit mekaar uit? Ek dink die Here wil vir elke mens kom sê, sonder my is daar geen standvastigheid nie. En weet julle, die reën sakkie oor my uit. Hier in die agtergrond is 'n koffieplantasie, Natalse suidkus. En ek besef net, God hou alles in sy hand. Hierdie druppels wat nou val. Die aarde wat in sy wentelbaan geplaas is. Die son, die maan, die sterre. Die Bybel sê dit. Hy's die een. En hy's die een wat alles so fyn hou. En dan kom Jesus ook hier in Matteus 7 en hy sê, moenie by mekaar maak waar mot en roes diewe inbreek en steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar. Maak by mekaar waar ek is. Dis eintlik wat God sê. Jy kan op aarde ook by mekaar maak, maar sorg dat God dan daar is, dat hy deel daarvan is. Boeties en sissies, ek wil vanmôre vir jou die vraag vra. Op wie vertrou jy? Psalm 146 vers 3, moenie op prinse en op belangrike mense vertrou nie, want jou vertroue gaan geskaad word. Vertrou op God. Moenie op strukture vertrou nie, want die skud die aarde toe God nie meer daar is nie. Die tempel wat miljarde rande gekos het om te bou, val, breek. 70 jaar later is hy heeltemal vernietig. Want God was weg. Is God in jou lewe? Staan jy onder sy genade reën elke dag en die druppels op jou val? Of doen jy jou eie ding? Jakobus 1 vers 6 sê, 'n mens wat nie standvastigheid het nie, soos die branders van die see, so hol jy by die Natalse suidkus waar ek nou staan. Die branders spoel heen en weer, hulle het nie rigting nie, daar's dit die kant en daar's dit daai kant, en die wind waai hulle. En die Here sê, so 'n mens kan eintlik nie bou nie, so 'n mens kan eintlik nie groei nie, so 'n mens, kan ek vir julle lees, dit staan nie so, hy sê, so iemand kan mos nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Hy's iemand wat nie tot 'n besluit kan kom nie. Op so iemand kan jy nie pyl trek nie. Die aarde sonder God het geskit, uit sy wentelbaan begin uitgaan. En dan wil ons sonder hom leef. Toe Jesus sterf, het hy hierdie teken gegee om te sê, my liewe kind, sonder my bars jy uit mekaar uit. Sonder my gaan jou wêreld skud. Sonder my gaan jou vertroue geskaad wees. Sonder my niks. Kom staan onder die goue reën van God. Onder sy woord. Onder sy nabyheid. En jy sal standvastigheid hê. Jou vertroue sal nie geskaad. Jy sal iemand wees wat 'n besluit kan neem, sê Jakobus. Jy sal iemand wees wat rigting het. Iemand wat nie net deur die wind rondgewaai word nie. Nogal moeilik, né? Waar is jy? Is jy een van daai wat op jouself vertrou? By mekaar maak waar mot en roes in kan kom? Of vertrou jy op God, die Almagtige? Want waar hy is dit vas. Selfs jou aardse goed is vas, waar hy is. Jou gemoed is vas. Jou menswees is vas, jou verhoudings is vas. Jou alles
staan vas, dit bars nie uitmekaar uit nie. Jy kan besluite neem. Kom ons dink daaraan in hierdie paastyd. Die druppeltjies wat so spat is, maar so wonderlik, spat hier op my en op die Bybel wat ek hier vashou. Ontvang die seën van die Here in hierdie wonderlike reëntyd van ons lewe. Amen.